Ons gaan die Bybel opmaak by die boek Hebreërs 12. Hebreërs hoofstuk 12. Ons het dit nou al gelees, maar dit is die geleentheidsskrif hierdie. Vers 14. Vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onders verwek, en baie daardeur besoedel word nie. Laat niemand oorreder wees of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgereg sy eerstgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later seun wil beerwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Nou praat hy met ons, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basyn geklank en die geluid van woorde, waar by die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. By die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het nie wat hom afgewys het op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons sal afkeer nadat hy die hemel spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê nog eenmaal dat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onze God is 'n verterende vuur. Nou ja, ons is besig, ons sluit vandag af met ons reeks oor die Bybelse berge en die seën wat daarop van ons beloof is. Die berge is hoogtepunte in die geestelike lewe. Is elke berg 'n geestelike hoogtepunt vir God se kinders. En ons het begin daar in Egipte, waar daar nie berge is, geen geestelike hoogtepunte vir die volk gewees het nie. En toe ons in die woestyn waar by Sinaï gekom het, die berg van God se geregtigheid. En daar het hulle die wet ontvang, en die wet sê, julle kan nie regverdig word sonder iemand anders se hulp nie. Die wet het nog nooit iemand regverdig gemaak nie, en kan ook nie. So, die ander berg wat nog in die woestyn was die berg Nebo. Die berg van visie, waar God van Moses gewys het, hoe lyk die land wat hy so beerwe het, en wat Abraham en hulle gaan beerwe. Nebo is die berg van visie, en ons moet 'n visie van ons eie lewe ook hê. Dan het ons die berg Moria binnekant die land van Kanaan. Dit is daar die offerberg waar Isak geoffer is, en waar Jesus geoffer is, met naal langs dit. Die Olyfberg, die berg van toerusting, daar is baie gesê daaroor. En dan op hierdie weg gaan ons boontoe dwars deur die land Kanaan. Ons kom dan by die berg Sion, en later by die berg Hermon, die heel boonste berg. En dan sal ons sien wat is die eintlike boodskap van hierdie bergreeks in die Bybel vir ons. So, Psalm 48 vers 2 en 3 sê, die Here is groot en baie lofwaardig in die stad van ons God, sy heilige berg. Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion.
Aan die noordekant die stad van die groot koning, die berg Sion, word hier beskrywe. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Die woord Sion verskyn 152 keer in die Bybel. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament 7 keer. En 7 is die volmaakte getal van God. Sion verwys net na 'n berg en na 'n hele paar ander dinge, soos die stad van Dawid, die stad Jerusalem, die totale Joodse nasie, die millenniale Jerusalem, die 1000-jarige vrederyk, die ewige of hemelse Jerusalem, waarvan ons nou gelees het hier in Hebreërs 12. Dit is die woord Sion, hy omvat baie dinge. Die kinders van God is ook Sion. God praat met ons, en wanneer hy van Sion praat, as hy volk praat hy van die kinders van God. So ons moet dit op ons toepas, en ons moet dit verstaan. Jesus is ook die koning oor die berg Sion, so 'n groot rol speel hierdie berg in die Bybel. Psalm 2 vers 6 sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Psalm 2 is 'n messiaanse psalm, wat spreek van die laaste dinge. Dis ook 'n profetiese psalm. Hy sê daar in Psalm 2, waar die Vader die Seun gesalf het oor Sion, sy volk, en sy heilige berg. So Sion is die woonplek van God tussen sy mense. Dis 'n ander betekenis hiervan. As ons praat van Sion, dan weet ons God is hier. Waar ons ook al is, op die berg of in die stad, God is hier by ons. Psalm 132 sê, die Here het Sion uitgekies, hy het dit as woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Dis God wat sê, hy begeer om hier te woon, die berg Sion. So, Sion is 'n baie belangrike berg in die Bybel, met baie belangrike informasie en boodskap aan ons. So, Jesaja 40 sê, o Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. So hy praat van mense wat op 'n hoë berg moet klim. O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. So Sion is die draer van God se boodskap. Dit is die volk Sion, en die plekke ook, dit spreek, dit verkondig die boodskap van die Here. Verder Sion ook die berg van verootmoediging. Jesaja sê, die sondaars in Sion bewe, siddering en die roekeloos aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing en versmaad, wat sy hande uitskud om geen onopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë toesluit om wat sleg is nie te sien nie. Hy sal op hoogtes woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou, dit sal 'n wyd uitgestrekte land sien. Hy sê die sondaars in Sion bewe, maar die ander kry seën, en dan sê hy, die koning gaan vir jou 'n perspektief gee. Hy gaan vir jou 'n wyd uitgestrekte land wys. So Sion is baie belangrik. Dit is ook die berg waar God ons roep tot ootmoed. Joel 1 sê, om God julle en klaag oor priesters, huil dienaars van die altaar, kom vernag in rouklere dienaars van my God, want die spysoffer en die drankoffer is geweer van die huis van julle God. Dit sê vir ons dat sekularisme het oorgeneem in die plek van gebed en heiligheid oorgeneem in God se tempel. Dit was daai tyd al so, dis nou ook so. Dat die kerk is in baie gevalle, in baie opsigte, 'n sekulêre stelsel. Dit is gekoppel met die wêreldse dinge. Dit dien dieselfde ding as die wêreld. En dit moet ons uit die kerk uithou. Daarom gee God vir ons 'n geleentheid om ons te verootmoedig en om te buig voor sy ontsaglike groot gesag. Dan gaan hy verder in Joel 2, praat dieselfde saak. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam. Versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge,
Laat die priesters, die dienaars van die Here tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar die volk. God soek mense wat bid, om te bid dat God ons sal spaar, dat hy ons volk sal spaar. Hoeveel bid vir ons volk? Maar kyk wat is belangrik hier. Hy praat hier van 'n paar groepe of mense wat moet versamel word. Hy sê, versamel die volk, die gemeente, die oudstes, die kinders, die suigelinge, priesters. Hy praat daarvan dat self die babiekies moet kom na die vergadering van die Here. Kinders en suigelinge. So belangrik is 'n mens vir God dat self die babiekies wat niks weet en niks verstaan nie, moet in die vergadering kom. Hy sê, laas die basyn op Sion, heilige vasdag. Dan moet almal saamkom. Daar is gevalle in die Bybel waar self die diere moes vas. Nineve is 'n voorbeeld. So belangrik is God se teenwoordigheid op die aarde waar mens en lewende wesens is. Dat self die babetjies, die suigelinge, belangrik is in God se vergadering. En selfs diere ook. Nou, hulle moet buite bly. Dis nie hulle se saak hier. Maar ons moet nie wegbly uit die huis van die Here of in sy vergadering nie. Hier is nie God se huis nie, hier is sy vergadering. Ons moet hier wees, want hy wil ons gebruik. Hy sê, laat die priesters en die dienaars van die Here tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, Here, spaar die volk. Dan moet gebed van daar vooraf tot hier agter gedoen word. En ook moet om die volk te spaar, om die gemeente te spaar. Ook ons blanke volk in Suid-Afrika. Maar as vreugde ook op Sion, Jesaja 62 sê, kyk, die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde. Sê aan die dogter van Sion, kyk, jou heil kom. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. En hulle sal genoem word die heilige volk, die verlostes van die Here. En jy sal genoem word die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie. Hy praat weer met almal wat in die stad woon en die mense wat daar is ook Sion, die kinders van God. So die Here wil ons seën, die Here wil ons vol vreugde maak. Hy sê in Jesaja 35, en die losgekooptes, die regverdiges van die Here, sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons by mekaar kom in die gemeente, dat die Here ons wil bly maak. Hy wil ons met blydskap hier na toe kom en vreugde. Ons moet nie hier kom sit en depressief lyk nie of lelik lyk nie. Hy sê 'n ewige vreugde sal op hulle hoof wees, vreugde en blydskap sal hulle verkry. Maar hier vlug kommer en sig weg kom. Want die woord van God maak mense gesond. As jy die woord inneem en jy die woord in jou hart bære, sal jy nie siek word en verkeerde dinge oor jou kom nie. En ek sê nie mense kan nie siek word nie, maar dit gaan nie oor die innerlike lewe van die mens. Ek gaan in die toekoms gaan ek 'n reeks bring oor innerlike genesing wat op hierdie dinge betrekking het. Maar Jesaja sê verder, so sal dan die losgekooptes van die Here teruggaan en na Sion kom met gejubel, en die ewige vreugde sal op hulle hoof wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. Die feit is dat Sion is 'n ewige berg, geestelik op die aarde net fisies. Maar Sion is 'n ewige begrip, 'n hemelse begrip, wat nou hier op aarde manifesteer in die losgekooptes, die vrygekooptes. En wanneer ons na die huis van die Here gaan of na die vergadering van God, moet ons die ingesteldheid hê, ek gaan nou na Sion. Dis die berg van die Here. Dis die berg van die koning van die verlostes. Dis die berg waar ons vreugde kry. So, dis die ingesteldheid wat ons moet hê wanneer ons na die huis van die Here kom en ons sy vergadering, ons gaan optrek na Sion. Mense vat hande en hulle jubel en hulle juig, hulle dans vir die Here as hulle op die berg Sion kom. So, dis die vreugde van Sion. Dit wag vir almal wie se harte
en gemoedere oop is vir die werkinge van sy gees en sy woord. Die laaste berg is die berg Hermon. Nou Hermon, Dawid het 'n psalm geskryf en hier is hy, Psalm 133. Hy sê, kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Nou vergelyk hy hier. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Die Hebreëse naam vir Hermon is Jebel Eshek, die berg van die grysharige, of die witharige. Hy is 'n sneeubedekte berg, jy kan sien aan die agtergrond. Daar is altyd sneeu op daai berg, en daarom sê hulle is die grysharige, of die sneeubedekte berg. Nou dit het groot betekenis vir ons reeks, 'n ongelooflike betekenis as ons net daarby kom. So, die berg van die witharige of die grysharige, hy sê, dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Ek wil sommer nou maar verduidelik. Ons kom van Egipte af, deur die woestyn, deur die land Kanaan, op die berge, en ons kry die seën van God op elke berg, verskillende soorte van seën, of voordele wat ons ontvang. En dan kom ons by die berg Hermon, wat daar die land afsluit. Dis nou nie meer Israel nie, net die diskant van die berg is Israel, se aan die ander kant is Syrië. So hier kom die volk, of hier kom die Here met sy beloftes. Nou sê hy 'n spesifieke woord, hy sê daar gebied die Here die seën, hier op Hermon. So Hermon is die laaste berg, in Israel. Wat gebeur? Wat is die boodskap in hierdie sin? Dis soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, en daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Die hele storie draai nou om, en Hermon is 'n bron. Ek sal nou vir julle wys, daar's bronne, en nou word daai bronne gebruik om die berge onder toe te seën. In die nag dan kom daar geweldig baie dik dou en wolke van Hermon af, en al die berge onder toe word bedou, en dit word nat soos amper soos reën, en in die môre is alles weer vars. Dis soos die dou wat neerdaal op die berge van Sion, al die berge onder toe tot op die einde van Israel. Elke nag kom daar 'n geweldige dou storie af op die ander berge, op die laagtes ook seker maar dit gaan daar oor die berge, en die berg van die grysharige het hierdie naam om dit te kan verstaan. So, die Hermon word ook genoem die kroon van die berge van Israel. Dis die laaste berg, dis ook die hoogste berg. En hier is die oorsprong van die Jordaanrivier, wat weer onderlangs die volk voed met sy heilswater. So bo kom die dou, onder kom die water van die Jordaanrivier, en dit lyk basies so. Banjas is die plek waar die Jordaanrivier uit die berg uitkom. Daar is nie 'n oog nie, hy stroom net daar uit, en die plek staan as Banjas. Daar kom die water onder die berg uit, so, en dan loop dit hier af van die Jordaanrivier. En dan is daar ook 'n grot, net daar langs, waar daar water uitkom. En ek sal nou daar verduidelik wat hier aangaan. So, jy kan net sien, daar is ook 'n grot. Dis net daar so, die water kom daar uit. So, Hermon is die berg van seën, van watervloed en water, al die wonderlike dinge, wat al die berge onder toe bedien. Nou, die berg is die berg van verheerliking. Hermon is die berg van verheerliking. Dis waar Jesus en sy disippels was, toe hy verheerlik geword het. Markus 9 sê, na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem, net daar 3, en hulle alleen op 'n hoë berg in eensaamheid gebring, dis Hermon. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy klere het blink geword,
baie wit soos sneeu, wit soos geen blikker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Dis die berg van verheerliking. Die grootste dinge het op hierdie berg gebeur en sal daar gebeur. Nou, toe Jesus daar kom, toe vra hy vir sy disippels hier in Matteus 16, wie dink julle is ek? Wat sê die mense, wie is ek? En die een sê, hulle sê Elia, die ander sê Moses, en die een en daar. Hy sê julle, wie sê julle is ek? Julle drie. Wie sê julle is ek? Petrus sê, u is die seun van die lewende God. U is die Christus, die seun van die lewende God. En hier word bevestig in daai vier se teenwoordigheid dat Jesus verklaar is as die seun van God. Hoekom? Want Jesus sê vir hom, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Hierdie het nie van mense afgekom in jou gedagtes nie. Dis God wat dit aan jou openbaar het. En toe sê Jesus vir hom, jy is Petrus. In die Grieks is dit 'n klein klippie. Petrus beteken rots. Jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dis Petra in Grieks. So hier, dan maak Jesus onderskeid. Jy is 'n klein klippie, maar jy is 'n groot rots. Daarop gaan ek my gemeente bou. En hierdie rots is Petra, dis Jesus. Hier is die stigting van die gemeente van Christus gewees in hierdie grot. Die gemeente is daar gestig, daar staan ek en ek verduidelik vir die toegroep, wat gaan hier aan? Hy sê, ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots, die groot rots sal ek my gemeente bou, nie op jou nie Petrus. En die poorte van die doderyk sal ek nie oorweldig nie, kom sê Jesus dit. Maar net langs aan is daar ook 'n grot. 'n groot grot, maar hy het sy gemeente in gestig. En hy sê, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Net langs daardie wat ek my gewys het, is hierdie skuld. Daar is goed uitgekap, daar is afgode, pan en allerlei afgode, daar is 'n grot. En hierdie plek het hulle genoem die poort van die doderyk in Israel. Toe sê Jesus, hier is die rots waarop die gemeente gebou gaan word. Die poorte van die doderyk hier langs aan sal dit nie oorweldig nie. En hulle gaan terug en Jesus gaan Jerusalem toe en hy gaan verder met sy bediening. So pan is 'n afgod gewees wat hier heerskappy gevoer het. Sy troon as hierdie met daai ene. En hierdie was afgode wat daar gesit het. Daar binne sê hulle, is dit onheil. Mense het nie daarin gegaan nie. Dit was verskriklik om aan te gaan. Hulle het geleidig oor en goed gesien. Maar deur die jare was dit die poort van die doderyk genoem, omdat daar sulke onheilsgoedes plaasgevind het. Nou, wie was Pan? Dis die bewaker van die veld en van die poorte van die doderyk. Hier is die rasies waar daar gebouwe, daar was tempels, hier is 'n stuk van sy tempel gewees, wat oorgebly het, en daar is 'n beeld wat in een van die goed was, dis Pan wat daar sit, en hier is Pan, jy kan sien hy bokpote en bees blad en allerlei goeders. Hy is die oorsprong van die panvluit. En hier is die res van daai, wat ek nou res, daar is die gat en hier is die plekke waar hierdie gode gesit is. Hier is 'n verklaring, as jy daar gaan staan en lees, van die geskiedenis van hierdie grot, die poort van die doderyk en van Pan en so meer. Goed, nou, aan Pan is daar offers gebring, en hulle is gegooi in daai grot om vrede te kry van die afgode en van die demone. Waar Jesus verklaar hy is die Messias en daar was 'n gemeente gestig. Langsaam het hulle kom offers bring, maar hierso nie. Want hulle het hom nie geken nie. Nou, kom ons by iets interessants. Die etymologie van die woord paniek of paniek is van die woord pan. Pan was so verskrikking gewees dat die mense paniekerig geraak het van hom sien. En daar kom die woord paniek of paniek vandaan. Dis etymologiese agtergrond. Ek gaan nou klaar maak. Hermon is die hoofsentrum van die VVO. Die hoogste basis van die VVO in die wêreld
is op Hermon se hoogste piek. Wat het dit met ons te doen? Daar is alles die VVO se basis. Hermon is die hoogste berg in Israel en in Syrië se kant. Boop is hierdie, daar is sneeu op die berg, daar is ook 'n sneeuprikpark. Maar hier het Baal aanbidding plaasgevind op die spesifieke plek waar hy nou staan. Daar was baie bloedoffers daar gebring in die ou tyd, omdat dit die hoogste piek is. En van daar af kan jy oor die hele land onder toe kyk. Hierdie was die boosheid geweest, maar Jesus het gesê, die dou van Hermon gaan ook hier af. Hier kom hulle met die boosheid hier af. En daar word vermoed dat die antichrist hier gaan verskyn. En daarvanaf, as hy gemanifesteer het, by die poort van die doderyk, gaan hy afbeweeg na Jerusalem. Dis dalk nie verniet dat daar die grot genoem word die poort van die doderyk nie. Nou, die antichrist volgens Daniël is 'n Assiriese Jood. Dis nou nie Syrië nie, Assirië was 'n klomp volke. Daar was 'n klomp nasies saam, soos Irak en Syrië ook. Maar dit word beweer dat Daniël, ek het dit ook al 'n bietjie nagevors, die antichrist 'n Assiriese Jood is. So hy gaan moontlik op hierdie berg homself kon verklaar aan die VVO, want ek is die prins van vrede wat kom, ek is die Messias, en van hier af gaan hy verklaar dat hy die Messias is, en dan as hom aanvaar in die VVO, wat gaan gebeur, gaan hy af beweeg na sy troon in Jerusalem se tempel. So dis nou 'n bietjie interessantheid, maar soos die berge van God heilsaam en vol seën en vol beloftes en vol krag vir elkeen wat die moed het om jou gemoed in te stel op dit wat jy nodig het in jou lewe. Miskien vrede, miskien wedergeboorte. Op die berg van die Here, daar het in Genesis 22, toe Isak geoffer is op Moria, het Abraham gesê, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit verteenwoordig alles, want die offer het gegaan om alles in Israel en in die kerk en in die toekoms. Op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit word vandag nog die berg van voorsiening genoem, Moria. So laat ons kyk na onsself. Hoe is dit ingestel teenoor die heilige dinge van God? Hoor ek dit, gaan dit verby, vergeet ek dit. Dis ook omdat daar Bybelstudie gee, dat jy kan kyk en 'n bietjie by dit bly en betrokke raak. Jy kan haar aanvul op soos jy wil. So mag die Here ons genade gee dat ons as Sion, die klein deeltjie van Sion, vreugde, vrede, oorwinning, seën sal ontvang en ook die van Hermon se kant af. Amen.